As somerson en safier die hoogtepunte van ons klimaat is 'n lekker roomysbek net 'n kort kop agter. Ons kuier in die strand waar die Ocean View Hotel sy naam gestand doen. Kosredakteur van Pick n Pay se Fresh Living tydskrif Anke Roux haal uit en wys. Om roomys so te geniet is altyd 'n gunsteling. Maar Anke beloof my daar's nog 'n heel paar ander maniere om winkelroomys op te dis. Jep, die idee is om gekookte roomys in swierige puddings te omskep wat enige maaltyd se laaste gang salat gegil. Daai roomys kan jy maar berf later, hoor. Vandag gaan jy nog baie roomys eet. Anke, dis wonderlike nuus. So ons begin vandag by die Italianers en soos jy weet is hulle boebaas nageregmakers. En ons begin met die 3 groot Italiaanse treffers: tiramisu, cassata en natuurlik affogato. My mond water al. Okay, great. Wat kos begin by tiramisu? Gewoonlik word dit gemaak met mascarpone kaas, suiker, vingerbeskuitjies en so, maar vandag, plaas van mascarpone kaas, gaan ons net gewone winkelroomys gebruik. En jy sal sien, dis net so lekker. Okay, ons begin daardeur om ons koffie en ons liqueur in 'n vlak bakkie saam te meng en dan ons vingerbeskuitjies daarin te doop. Wanneer jy hulle doop, draai hulle om en maak seker hulle is goed nat met die koffie en die liqueur. Dan pak jy 'n laagie van hulle onder in die koekpannetjie. Gebruik 'n losbodem koekpannetjie en as jy nie so een het nie, dan gebruik jy net 'n bietjie folie wat jy onderom insit. Dit maak dit net baie makliker om dit uit te haal op die einde. So as jy jou eerste laag koekies gepak het, dan sit jy 'n laag, 'n lekker dik laag sjokolade roomys oor en dan herhaal jy weer die koekieproses. Dip weer jou koekies, sit 'n laagie koekies in en dan smeer jy 'n laagie vanilla roomys oor. En 'n goeie tip hierso is om jou roomys 'n bietjie voor die tyd uit die vrieskas uithaal en in die yskas te sit. Dit maak dit baie makliker om te smeer want dit is bietjie sagter. Ek gaan nou net 'n bietjie kakao oorsprinkel met 'n teesiffie. Dan is dit vrieskas toe om hard te word. Anke gebruik koffielikeur, maar sy sê dat jy dit met 'n ander likeurgeur, brandewyn of whisky kan vervang. As jy nie alkohol wil insit nie, moet jy net 'n bietjie meer koffie maak om die beskuitjies in te doop. Okay, Dikkie, nou is ons reg vir die affogato. Is ek reg as ek sê affogato beteken verdrink in Italiaans? Ja, jy is heeltemal reg. Net die roomys word in die koffie verdrink. Okay, ons begin met 2 glasies wat in die yskas verkoel is. En dan 'n belangrike tip om te onthou is dip jou roomyslepel in 'n bietjie warm water en dan sal jou roomys nie daar vassit nie en jy kry mooier bolletjies roomys. En dan maak jy dit maar net klaar met 'n shot of 'n skeut, espresso, lekker sterk koffie in elkeen. Kan mens nie 'n ou skeutjie likeurtjie op by gooi nie? Ja, natuurlik. Jy kan 'n skeutjie likeurtjie op in die koffie sit of jy kan dit aan die kant bedien. En dan rond jy die hele ding af met 'n biscotti in reg Italiaanse styl. Suiwelose roomys se oorsprong was glo in die 1ste eeu na Christus, toe Nero sy diensknegte berg opgestuur het om vars sneeu te oes wat hy met vrugte geniet het. Suiwelroomys weer dateer uit die 1600s. Cassata is oorspronklik 'n Siciliaanse Italiaanse dis wat gemaak is met roofvrugte en neute en goed soos dit en 'n soort van 'n roomkoek gewees, maar deur die jare het dit nou ontwikkel in 'n meer roomysagtige gereg. Al wat jy doen is jy voer 'n gewone broodpannetjie met 'n bietjie gleufplastiek uit, sodat jou cassata nie vassit nie. Vat effens sagte roomys en 'n eetlepel of 2 rooswater na jou smaak en meng 'n paar vars bessies daardeur. Skep dit in die broodpannetjie in, maak dit mooi weer toe met die kleefplastiek en in die vrieskas tot dit hard is. Dit is so oulik want dit is baie veelsidige dis. Jy kan die bessies met lekker goed vervang, byvoorbeeld vir 'n kinderpartytjie. Ja, jy kan sjokolade bysit, jy kan selfs die roomys kleur in verskillende kleure en dit in verskillende laaggiet. Dis regtig enigiets is moontlik. Interessant dat die wêreld se eerste roomysmasjien reeds in 1843 gepatenteer is en dat ene Jacob Fussell van Amerika in 1851 begin om die lekkerny kommersieel te vervaardig. Ons roomysreis vat ons nou Engeland toe. Nog 'n nasie wat weet van pudding maak. Ja, definitief. En ons begin met banoffee pie roomys. Ek neem aan dit is banana en toffee. Dis reg, ja, dis 'n mengsel van vanilla roomys, piesang en gekookte kondensmelk. Weer eens is dit 'n goeie idee om te begin met jou vanilla roomys effens sag, want dit meng net makliker. Die piesang soos jy kan sien het ek klaar opgesny in kleinerige blokkies en die gekookte kondensmelk koop jy sommer net in 'n blikkie en meng dit ook net bietjie dat dit bietjie sagter word. Nadat jy dit goed alles saam gemeng het, moet jy dit net oornag of ten minste vir 8 ure in die yskas sit dat dit lekker hard word voor jy dit bedien. Okay, hierso het ek een wat ek nou al klaar oornag gevries het, so hy's lekker hard en hy sal nou lekker bolletjies maak. En dan wat ek gaan doen is ek bedien dit in suikercones. Dis nogal 'n slim idee as jy dit vir gaste wil bedien en jy wil dit nou na die tafel toe vat of so, om dit in 'n koppie of soos wat ek hier 'n nice roomys houertjie het. En dan sit jy net jou horingkies hier in, sit dit op die tafel en almal kan hulle self help.
Romeis horingkie se geskiedenis is 'n bietjie romerig, maar is glo in 1896 deur 'n Italiaaner ontwerp. Ons volgende Engelse pudding is Eton Mess en hy kry sy naam natuurlik van die bekende Eton College in Engeland, waar hulle elke jaar by hulle cricketwedstryde dit bedien. Dis 'n mengsel van skyimpies, aardbeie en room, maar ons gaan dit vandag doen met roomys. Waarmee ons gaan begin is skyimpies wat net effens fyn gedruk is, aardbeie wat jy net so liggies fyn druk met 'n vurk, net dat hulle bietjie sappig geraak, en dan meng jy dit weer eens deur effe sagte vanilla roomys. Met die skyimpies het dit so 'n pavlova gevoel. Ja, dis omtrent so 'n pavlova wat 'n ongeluk gehad het. Ons gaan dit bedien in sulke klein potjies en dan gaan ons dit individueel vries en dis heerlik vir partytjies en kleinkindertjies is veral mal daaroor om klein porsies enigiets te eet. 'n Stukkie waspapier bo-op keer dat enigiets daarop drup of daarin val. Mens kan dit ook in lae in puddingbakkies bedien, sodat gaste self die mengwerk kan doen, soos dit hulle pas. Okay, weet jy, hierso is seker die maklikste dis wat ons nog vandag gedoen het. Dis my weergawe van 'n Eskimo pie. Ek het hierso brownie snaps gebruik en 'n roomys toebroodjie daarmee gemaak, maar jy kan enige beskuitjies gebruik. En jy kan eintlik enige roomys ook gebruik as jy wil. Okay, vir ons finale idee gaan ons 'n roomys bommetjies maak. Klink gevaarlik. Nee, gelukkig nie. Hulle is meer soos 'n truffle as 'n bommetjie. Dit is roomys balletjies, baie klein balletjies wat jy maak en dan vries jy hulle op 'n bakplaat tot hulle klip hard is. So ek sal sê oornag. En ek gaan hulle nou rol in geroosterde klapper, kakao en sjokolade vermicelli en dan gaan ek hulle bedien in hierdie klein cupcake papiertjies. Perfek saam met koffie om 'n maaltyd af te rond. Jy kan natuurlik alles vooraf doen en vries totdat jy dit nodig het. Roomys het 'n lang pad gekom sedert die eerste suiwel roomys resep in 1718 in Londen gepubliseer is. Wat dieselfde gebly het is die lekker, want in 1744 reeds beskryf die Oxford English Dictionary dit as most deliciously. Wys net wat jy alles kan doen met gekoopte roomys. Toe sit die pret terug in hierdie somer en hou die lekkerste vir laaste met verbeeldingryke roomysgeregte. Wys jou, die laaste gang van jou maaltyd hoef nie altyd 'n hoop werk te wees nie. Of dit vir jou braaivleisvriende is, 'n soet verleiding vir jou metgesel of 'n koel lafenis vir die kinders. Roomys smaak altyd na meer. Masala